Wie is jy? Begin met hierdie vraag. Wie is jy? Nou, ek vra nie wat is jou naam nie. Want dit behoort jy te weet. Maar wie is jy? En jy moet my verskoon met hierdie inleiding. Want ek dink ons moet bietjie uit die staanspoor uit sommer reguit met mekaar praat oor 'n paar goedjies. As jy nie Jesus Christus aanvaar het as jou saligmaker en jou verlosser nie. Maar hoor mooi, nie net by aanvaarding van jou saligmaker en verlosser nie. As jy nie 'n verhouding met hom het nie, dan moet ek vanoggend vir jou sê, met 'n hartseer hart, jy is verlore. Ek moet ook vir jou sê, eenmaal gered, en altyd gered, en met geen verhouding met Jesus Christus nie, is 'n leuen van die Satan. Hoor mooi. Eenmaal gered, altyd gered. En daar's geen verhouding met Jesus Christus nie, is 'n leuen van die Satan. Want sonder 'n verhouding met Jesus Christus is ons niks nie. En ek gaan vir jou vanoggend lees, en ons gaan nou saam lees uit Efesiërs, hoofstuk 1, vanaf vers 3 tot en met 7. En ons lees uit die 83 vertaling uit. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genade beskikking tot al wat daarvoor bestem het om deur Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God. Maar ek wil met julle gesels oor vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hoor mooi, hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Liewe broer en suster, as jy vanoggend sê jy staan in 'n verhouding met Jesus Christus, moet ek vir jou gesê, jy is 'n geseënde van Jesus Christus. Jy is 'n geseënde. En vanoggend wil ek nie met jou praat oor geld of besittings nie. Al wat ek wil met jou praat oor is, jy is geseën in Jesus Christus. Maar ek wil praat oor die geestelike gawes. Die geestelike gawes wat ons ontvang deur die Heilige Gees. Want wat sê die woord? Wat sê hy? Hoor mooi. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So waar is die seëninge opgesluit? In Jesus Christus. In Jesus Christus is dit opgesluit. En ons ontvang slegs daai seëninge deur die kanaal van die Heilige Gees. Daarna Handelinge 19 vers 1 tot 7 verwys. Hy is nie op die bord nie. Maar Paulus is besig met sy bediening. En hy's juis besig met hierdie gemeente van Efese. En hy vra hulle hierdie vraag. Hoor mooi wat vra hy vir hulle. Hy vra vir die persone wat sê
Hulle is kinders van God. Vra hy hulle hierdie vraag. Het jy die Heilige Gees ontvang toe jy tot bekering gekom het? En vra hulle in Handelinge 19, vers 1 tot en met 7. Vra hulle hierdie vraag. Het jy die Heilige Gees ontvang toe jy tot bekering gekom het? Hoor mooi wat sê in Romeine 8 vers 9. Hy sê, julle moet egter nie deur julle sondige natuur beheers word nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Harde woorde. Harde woorde. As jy nie die Gees van Christus het nie, behoort jy nie aan Christus nie. Nou wie is hierdie Gees van Christus? Dis die Heilige Gees. Nou kan ek vanoggend vir jou vra, liewe broer en suster. Het jy die Heilige Gees? Het jy die Heilige Gees van God? Yes. Amen. Amen. Maar nou wil ek jou 'n ander vraag vra. Waar sit Jesus Christus vandag? Hy sit in die hemel, aan die regterhand van die Vader. Reg? Nou, jy is kind van God. Waar is jou burgerskap gesetel? Ek verwys na burgerskap. Die dag toe jy gebore is in Suid-Afrika, het jy 'n geboortesertifikaat gekry en jy het 'n ID-boek gekry wat jou sekere regte gee in Suid-Afrika, want jy's 'n burger van Suid-Afrika. Jy het voorregte. Maar jy sien, toe jy die dag Jesus Christus aanvaar het, toe jy wedergebore is, het jy ook 'n burgerskap gekry. En daai burgerskap is gesetel in die hemel. En jy het dit ontvang deur wedergeboorte. Deur wedergeboorte het jy dit ontvang. Jy is 'n hemelse burger. Sê bietjie vir die persoon langs jou. Jy is 'n hemelse burger. Paulus skryf in Filippense 3 vers 20. Hoor mooi wat sê hy daar. Daar sê hy vir julle, maar ons is burgers van die hemel, van waar ons ook die Christus Jesus ons verlosser verwag. Want jy sien, as jy nie 'n burger van die hemel is nie, het jy 'n probleem. Want jy gaan die seëninge mis. Ons Vader is ook in die hemel. Maar die woord sê Jesus Christus sit aan die regterkant van die Vader, né? So, as Jesus Christus en die Vader in die hemel is, ek is 'n burger van die hemel, waar moet my fokus wees? Waar moet jou fokus wees? In die hemel. Want jy moet die goede van die hemel bedink. Maar omdat ons menslik is, bedink ons die goed van die aarde, maar ons bedink nie die goed van die hemel nie. En dit is waar ons fokus moet wees. Op God die Vader en op Jesus Christus en die Heilige Gees. Dis waar ons fokus moet wees, op God die drie eenheid. Daarom, as jy burger van die hemel is Efesiërs 6 vers 12, is nie op die bord, maar ons almal ken dit, dan sê hy, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die duisternis. Ongelukkig vir jou, of gelukkig.
Jy kan aan myself besluit of dit ongelukkig is of gelukkig is. As jy 'n burger van die hemel is, het jy 'n vyand. Jy kan daaroor self besluit of dit gelukkig of ongelukkig is. Jy sien, Christene, kinders van die Here, funksioneer eintlik in 2 dimensies. Ons funksioneer in 2 dimensies. So dis 2 vlakke waarna ek verwys. 2-dimensionele vlakke waarin ons funksioneer. Die menslik en die goddelik. Kom ek stel dit so. Die sienbare en die onsienbare. Die sienbare is op aarde. Hier waar my fisiese liggaam is. Dis die sienbare. Die onsienbare is die geestelik waarin ons moet opereer, die geestelike vlak. En hoor mooi, hierdie onsienbare dimensie, en nou moet jy mooi luister, waar Jesus Christus sit, en dit is die vlak eintlik waar jy moet opereer, en jy moet funksioneer in daardie vlak waar Jesus Christus sit. Maar omdat jy 'n burger van die hemel is, hoor mooi, en jou seun is gesetel in Jesus Christus, en jy is verlos in Jesus Christus. Of jy is verlos deur die bloed van Jesus Christus, Maar ons sê ons is in Jesus Christus, En die Heilige Gees is in my. Dan sit ek eintlik saam met Jesus Christus op die hemelse troon aan die regterhand van God. So wie is jy? Hoor mooi wat ek sê, waar sit jy? Jy sit as burger van die hemel in Christus Jesus op die troon naas God. Want jy is gesetel in Jesus Christus. Jy is gesetel in Jesus Christus. Kom ek verduidelik dit op 'n ander manier. Miskien kan jy ons dit makliker verstaan. Die president van Suid-Afrika het 2 kantore. As my, okay, 2 kantore, een in die parlement en een in die Uniegebou. Dis my ou geskiedenis as dit vandag nog werk so. Maar dis die geskiedenis wat ek op skool geleer het. As hy nie in een van hierdie 2 kantore is nie, is hy nog steeds die president van Suid-Afrika. Ja, hy is nog steeds die president van Suid-Afrika. Hy het 'n stoel waarop hy sit, agter sy lesenaar. En daai stoel waarop hy sit, gee hom die uitvoerende magte. En dit is sy voorreg om op daai stoel te sit. Nie iemand anders is 'n voorreg nie. Nou weet ek nie, as ek nou weer eendag in Pretoria kom en ek gaan daar by die Unie verbou raak en ek sê ek wil op sy stoel gaan sit, of hulle my gaan toelaat, ek dink nie hulle gaan my toelaat nie. Want dit is nie my voorreg om daar te sit nie, dit is sy voorreg om daar te sit, want hy is die president. So, jy is 'n wedergebore kind van God. Dit maak nie saak waar jy op hierdie aarde is nie. Jy sit nog steeds saam met in Jesus Christus in die hemelse stoel. Want jy sien,
Dit is die basis van waar ons mag vandaan kom, deur die kanaal van die Heilige Gees. Dit is die basis wat jou lewe en my die mag gee. Maar nie die mag nie gee nie, maar ook ons rigtings help bepaal hier op aarde. Ons rigtings help bepaal. Jy sien, wie is jy eintlik in Jesus Christus? En dit is die vraag wat jy vir jouself moet vra. Wie is jy in Jesus Christus? Jy is vrygekoop deur sy bloed. Jy is 'n mede-erfgenaam. Jy is burger in die hemel. Jy is die sout en die lig van hierdie aarde. Elise vertel my gister iets wat sy, ek weet nie of sy dit gelees het of dit iets is waarna sy geluister het nie. Maar sy sê, die persoon, ek weet nie of dit iets geluister of geskryf is nie, maar die persoon, kom ons sê sy daarna geluister, die persoon sê die volgende: jou lewe op aarde is 'n boek. En die mense lees jou boek. Hulle lees jou boek. Daarom is jy die sout en die lig van hierdie aarde. Jy is die kanaal waardeur die lewe vloei. Dis wat jy is, jy is die kanaal. Want die Heilige Gees het iemand nodig om te gebruik. Maar as ek bruikbaar is vir die Heilige Gees, dan is ek 'n kanaal waardeur dit vloei. Jy is 'n vriend van Jesus Christus. Johannes 12. Jy, as wedergebore kind van God, is aangestel om geestelike vrugte te dra. Jy is aangestel om geestelike vrugte te dra. 'n Vrug wat vir ewig bly. Jy is deel van die liggaam van God. En onthou net, as die pinkie nie werk nie, funksioneer die liggaam nie 100% nie. Jy is die tempel waarin die Heilige Gees woon. Met wedergeboorte het jy 'n nuwe mens geword. Die beeld van Jesus Christus. Ek het dit nou gesê en ek sê dit weer. Jy moet onthou jy het 'n vyand. Maar jy moet ook onthou, jy's 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Dit moet jy ook onthou. So my liewe broer en suster, ek vra vir jou, wie is jy? En ek het 'n paar goedjies vir jou gelees wie jy is. Maar ek vra weer vir jou die vraag. Het jy 'n verhouding met Jesus Christus? En dan sal jy die Heilige Gees hê.